Here se woord uit die eerste boek van Samuel, 1 Samuel hoofstuk 30, gaan ons die hele hoofstuk lees. Ons lees van vers 1 af. 1 Samuel 30 vertel wat gebeur het nadat Dawid hulle eintlik deur die Filistyne en hulle leer opgekommandeer is vir oorlog teen Israel en dat hulle in 'n slegte situasie toe was, dat hulle nie kon optrek nie, maar dat hulle moes optrek en toe die Filistynse vorste hulle eintlik uit diens ontslaan voordat hulle opgetrek het en nou kom hulle terug na Siklag toe waar hulle gewoon het op daardie stadium in die gebied van die Filistyne. En toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die Suidland en in Siklag. En hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand. En hulle het die vroue en almal wat daarin was gevange weggevoer, van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit daar met vuur verbrand. En hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Ook Dawid se 2 vroue, Ahinoam uit Jesreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet, was as gevangenes weggevoer. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskap het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het hom versterk in die Here sy God. En Dawid sê vir Abjatar, die priester, die seun van Ahimelech, bring tog die skouerkleed vir my hier. Daarop het Abjatar die skouerkleed na Dawid gebring. En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jag, sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. Daarop het Dawid weggetrek, hy met die 600 man wat by hom was, en toe hulle by die spruit Besor kom, het die ooriges agtergebly. Dawid het naamlik agtervolg, hy met 400 man, terwyl 200 man agtergebly het wat te moeg was om die spruit Besor deur te trek. Toe vind hulle in die veld 'n Egiptenaar, wat hulle na Dawid bring en hulle gee hom brood om te eet en water om te drink. Daarby gee hulle hom 'n stuk vyekoek en 2 rosynnekoeke. En toe hy geëet het, het hy weer bygekom, want hy het 3 dae en 3 nagte geen brood geëet of water gedrink nie. En Dawid vra hom, aan wie behoort jy en waar kom jy vandaan? En hy sê, ek is die Egiptiese seun, die slaaf van 'n Amalekitiese man. En my Heer het my agtergelaat, omdat ek 3 dae gelede siek geword het. Ons het 'n inval gedoen in die Suidland van die Kreteërs, en in die van Juda, en in die Suidland van Kaleb, en Siklag met vuur verbrand. En Dawid vra hom, sal jy my afbring na hierdie bende? En hy sê, sweer vir my by God, dat U my nie sal doodmaak, en my nie sal uitlewer in die hand van my Heer nie, dan sal ek U afbring na hierdie bende. En toe hy hom afgebring het, lê hulle daar verstrooid oor die oppervlakte van die hele land, besig om te eet en te drink en fees te vier, met die ganse groot buit wat hulle uit die land van die Filistyne en uit die land van Juda saamgeneem het. En Dawid het hulle verslaan, van die aandskemering af tot die aand van die volgende dag, sodat niemand van hulle vry geraak het nie, behalwe 400 jong manne wat op kamele gespring en gevlug het. So Dawid dan alles gered wat die Amalekiete saamgeneem het, ook sy 2 vroue het Dawid bevry. Niks van hulle is vermis nie, klein of groot, seuns of dogters, of iets van die buit, niks van alles wat hulle vir hulle saamgeneem het nie. Dawid het alles teruggebring. En Dawid het al die kleinvee en die beeste afgeneem. Hulle het hulle voor die ander vee gedryf en gesê, dit is Dawid se buit. Toe Dawid by die 200 man kom wat te moeg was om agter Dawid aan te gaan en wat hulle by die spruit Besor laat bly het,
trek hulle uit, Dawid en die manskappe wat by hom was tegemoet, en Dawid het met die manskappe nader gekom, en hulle na die welstand gevra. Daarop het al die slegte mense en die deugniete uit die manne wat met Dawid saamgegaan het begin sê, omdat hulle nie met ons saamgegaan het nie, sal ons hulle nie van die buit wat ons afgeneem het gee nie, maar hulle kan elkeen sy vrou en sy kinders saamneem en weggaan. Maar Dawid het gesê, julle mag nie so maak nie, my broers, met wat die Here ons gegee het. En hy het ons bewaar en die bende wat ons oorval het in ons hand gegee. En wie sou in hierdie saak na julle luister? Want soos die deel van die wat in die geveg aftrek, soos ook die deel van die wat by die pakgoed bly, gelyk op moet hulle deel. So is dit dan van die dag af en verder gewees. Ja, hy het dit as 'n insetting en 'n verordening vir Israel vasgestel tot vandag toe. Toe Dawid dan in Siklag aankom, het hy van die buit aan die oudstes van Juda, sy stamgenote gestuur en gesê, hier is 'n geskenk vir julle uit die buit van die vyande van die Here, aan die in Bethel, en aan die in Ramot in die Suidland, en aan die in Jatter, en aan die in Aroer, en aan die in Sifmot, en aan die in Estemoa, en aan die in Ragal, en aan die in die stede van die Rachmeelite, en aan die in die stede van die Keniete, en aan die in Horma, en aan die in Bor-Asan, en aan die in Atag, en aan die in Hebron, en aan al die plekke waar Dawid, hy en sy manne rondgetrek het. Ons lees tot daartoe uit die Here se woord. Baie arm is brandarm. Mense wie se huis afgebrand het, wat al hulle huisraad in die brand verloor het, vertel vir jou van die geweldige verslaandheid wat hulle beleef het. Alles is letterlik weg. Baie van hulle herinneringe, foto's en fotoalbums wat hulle nie uit die brand kon red nie. Dit was selfs 'n groot uitdaging om sonder bankkaarte en identiteitsdokumente toegang tot hulle bankrekenings te kry. Aan die begin van die vorige eeu het baie van ons voorouers ook iets daarvan beleef met die Engelse oorlog. Die Engelse het 'n verskroeide aardebeleid gevolg waar hulle die vee op die plase doodgemaak het, die huise afgebrand het. En na die oorlog het baie teruggekom op plase waar daar niks was nie, by huise wat afgebrand was. Dit saam met die nuus van dierbares wat in die konsentrasiekampe gesterf het, was verskriklik. Iets van daardie gevoel van totale verslaandheid by 'n afgebrande huis sou Dawid hulle beleef het. Ons sien hier 'n geweldige groot beproewing, 'n toets vir die man wat God gekies het om koning van sy volk te wees. En dan sien ons ook hoe God verlossing uit genade gee, en ons sien dankbaarheid vir die genade wat God gegee het. Ons tema vanoggend is God gee 'n koning wat gee. En dan het ons 3 punte aan die hand waarvan ons na die gebeure wil kyk. Die eerste is geslaagde toets. Die tweede verlossing uit genade, en ons derde punt is gawes uit dankbaarheid. Ons eerste punt, 'n geslaagde toets. Dawid en sy manne kom by Siklag en sien dat die hele stad verbrand is. Dis moontlik dat hulle die rook al van ver af gesien het. Op hierdie stadium het hulle nie geweet wie dit gedoen het nie. Vir ons word deur die skrywer vertel dat dit Amalekite was. Ons weet ook dat die vrouens en die kinders nie doodgemaak is nie. Of Dawid hulle dit op daardie stadium afgelei het, word nie gesê nie. Dis moontlik dat hulle die afleiding kon maak, aangesien hulle nie die liggame daar sien rond lê het nie. 'n Bende wat geplunder het en gemoor het, sou nie moeite gedoen het om die liggame te begrawe nie. Maar hulle sou ook nie gehuiwer het
om die mense saam met die huise te verbrand nie. Ons weet dat hulle vrouens en kinders weggevoer is. As Dawid hulle dit geweet het, sou hulle ook geweet het dat dit was om hulle vrouens en kinders as slawe te laat werk of as slawe te verkoop. Dis 'n absolute laagtepunt wat hulle in Siklag aantref. Van tevore het Dawid uitgewyk na die land van die Filistyne om te kan oorleef teen Saul. Hy het nie meer kans gesien om die hele tyd op die vlug te wees nie. Daar in die land van die Filistyne het hulle gevestig vir 1 jaar en 4 maande het hulle gesinne by hulle gehad. Daar was stabiliteit vir hulle gewees. Maar hulle het net mooi niks gehad nie. Hulle sou teruggegaan het. Nadat die Filistyne hulle uit die militêre diens ontslaan het, die ongeveer 81 kilometer te voet in die 3 dae afgelê het, hulle sou geloop het met die verwagting dat hulle weer by hulle huise en by hulle mense kan kom. Nou is hulle gesinne weg, hulle huise is verbrand, hulle het nie meer huise nie, 'n groot laagtepunt. Die manne huil so, dat hulle nie meer kan huil nie. Daar's geen huil in hulle meer oor nie. Toe raak hulle verbitterd. En van die manne praat daaroor om vir Dawid te stenig. In sy profesie vertel die profeet Amos van die dag wat duisternis gaan wees en geen lig nie. En dan gebruik hy die volgende beeld. Hy skryf, soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak, of hy kom in die huis en hy leun met sy hand teen die muur, en 'n slang byt hom. Dawid beleef dit. Hy het gevlug vir Saul na die land van die Filistyne. Daarna het hy aan die verknorsing ontkom om saam met die Filistyne in oorlog op te trek teen Israel. Aan dit alles het hy ontkom. En hy kom by die huis. En is verbrand, al sy mense is weg. Sy eie manne wil hom doodmaak. En hier die uiterste benoudheid, die groot beproewing en die toets, sien ons by Dawid iets anders as wat ons by Saul sien wanneer hy in groot benoudheid kom. Saul het in sy groot krisis na die dode besweerster van Endor toe gegaan. Hy het gedoen wat hy geweet het dat God hom uitdruklik verbied het om te doen. Maar Dawid doen anders. Die manne is verbitterd oor hulle seuns en hulle dogters, hulle wil vir Dawid stenig, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Die beproewing bring hom daartoe om hom in die Here te versterk. As ons net vir 'n oomblik kan dink aan Job. Hy is aan ontsettende beproewings onderwerp, hy het geweldig swaar gekry. En ons weet dat die duiwel se oogmerk daarom was om 'n wig tussen God en Job in te dryf, om Job so ver te kry om sy rug op die Here te draai. Uiteindelik het Job dit nie gedoen nie. Hy het God nie gelos nie. En die rede daarvoor was omdat God hom nie gelos het nie. Omdat God vir Job vasgehou het in die beproewing, in die swaar, kon die duiwel doen wat hy wou. Hy sou vir Job nie uit God se hand uitkry nie. Daarom het Job nie vir God gelos nie, en het Job ook nie sy rug op God gedraai nie. Hier by Dawid sien ons iets soortgelyk. Hy draai nie sy rug op die Here nie, maar hy versterk hom in die Here. Omdat die Here hom gekies het as sy koning, omdat God hom vashou, soek Dawid hulp by die Here. Hy versterk hom in die Here, sy God. Hoe die Here sy God geword. God het dit geword deur sy bemoeienis met Dawid. God se genade, sy liefde, sy verkiesing van Dawid. As dit van Dawid afgehang het, dan het hy gedoen
wat hy van hoofstuk 27 af in die boek gedoen het. Dan lees ons in die begin van die hoofstuk dat Dawid in sy hart vir homself gesê het dat Saul hom in die hande gaan kry en hom gaan doodmaak en in 'n klein geloof het hy toe uitgewyk na die land van die Filistyne en het hy die koning van die Filistyne vir Agis bedrieg. In die hele hoofstuk 27 word God glad nie ter sprake gebring nie. God word nie genoem nie. Iemand praat daarvan as 'n godlose hoofstuk. Hoofstuk 28 gaan oor Saul en die dodebesweerster van Endor. En in hoofstuk 29 lees ons 2 keer van God. Maar is nie Dawid wat die Here se naam op sy lippe neem nie, dit is die Filistyn, koning Agis, wat dit in daardie hoofstuk doen. Danksy God se genade versterk Dawid hom in hierdie uiterste nood in die Here sy God. So hou God hom in die beproewing vas. Daarom draai Dawid hom na die Here sy God toe. Ons kan vra, wat beteken dit dat Dawid hom versterk het in die Here sy God? In hoofstuk 23 vers 16 lees ons dat Jonathan Dawid bemoedig het in God. Die Hebreëse woord wat daar met bemoedig vertaal is dieselfde wat hier vertaal word met versterk. Jonathan het Dawid versterk, bemoedig in God. En daar lees ons dat Jonathan het gedoen het deur vir Dawid te herinner aan God se beloftes dat hy koning sou word. Dawid moes weer die beloftes van die Here onthou. Het hy nou niks oorgehad nie, maar hy tog nog vir God gehad, hy het God se beloftes gehad. So versterk jy jouself in die Here, deur die Here se beloftes te onthou, deur daarmee te werk wanneer jy in die beproewing kom. Daar's soveel beloftes wat die Here aan ons gee in sy woord, waaraan ons juis dan moet vashou. Toe Dawid gevlug het na die land van die Filistyne, het hy na sy eie hart geluister. Het hy nie genoeg gemaak van die beloftes van die Here nie. Dit het nie vir hom swaar genoeg geweeg nie. En ons lees ook nie dat toe hy uitgewyk het, dat hy enigsins die Here geraadpleeg het nie, van God hulp gevra het nie, leiding, raad gevra het nie. Maar nou doen hy dit. Hy versterk hom in die Here, hy onthou die Here se beloftes en hy raadpleeg die Here. Hy vra die priester Abjatar om met die skouerkleed te kom en hy ontvang 'n antwoord van die Here af. Hulle moet die bende agtervolg want hy sal sekerlik inhaal en hy sal sekerlik uitred. 'n geslaagde toets, 'n geweldige beproewing wat Dawid daarby bring om hom in die Here sy God te versterk, om lig en leiding by God te soek en om die Here dan ook te volg. Ons tweede punt is verlossing uit genade. Nadat Dawid hulle weggetrek het op die spore van die bende, kom hulle by die spruit Besor en 200 van die manne is te moeg om verder te trek. En dan moet ons in gedagte hou dat dit oor die 80 kilometer was wat hulle gemarseer het in die 3 dae wat hulle getrek het om tot by Siklag te kom. Daar het die hartverskeurende tonele hulle begroet, hulle het gehuil tot hulle nie meer kon huil nie. Liggaamlik, geestelik was hulle uitgemergel gewees. Van Siklag af is dit ongeveer 20 kilometer tot by die spruit Besor. Dis moontlik dat die spruit afgekom het. 200 van die 600 manne is te moeg om verder te trek en hulle word daar agtergelaat. En dan sien ons God se voorsienigheid. Hulle kry 'n Egiptenaar in die veld. Sy eienaar het hom daar gelos om dood te gaan. Vir 3 dae en 3 nagte het hy niks geëet of gedrink nie. Hulle het hom na Dawid gebring, hulle het hom versorg en herleef.
Hy vertel aan hulle wie hy is, hy vertel aan hulle wat gebeur het. Hulle hoor ook vir die eerste keer van hom, dat dit Amalekiete was, wat die inval gedoen het. Het is moontlik dat die Amalekiete geweet het, dat die Filistyne almal noord getrek het, vir oorlog teen Israel. Hulle het geweet, Israel se mense is ook opgeroep, by mekaar gemaak vir die oorlog teen die Filistyne, en toe het hulle die geleentheid aangegryp om die Suidland in te val en te plunder. Die Egiptenaar vir wie hulle as ware van die dood gered het, lei hulle na die Amalekiete toe. Wonderlik hoe God voorsien het, selfs deur 'n sterwende Egiptiese slaaf. En wanneer hulle dan aangeval word, die Amalekiete het hulle dit glad nie verwag nie. Hulle het geëet, gedrink, fees gevier met die groot buit wat hulle gesteel het uit die land van die Filistyne en uit die land van Juda. Dawid hulle verslaan hulle behaal 'n groot oorwinning. Streffend om te lees dat niemand van hulle vrygekom het nie, behalwe 400 jong manne wat op kamele gespring en gevlug het. Niemand het vrygekom nie, behalwe die 400 jong manne wat op die kamele weggejaag het. Dit wek die indruk dat daar baie meer as 400 moes wees. Net 400 jong manne het weggekom. En hoeveel was Dawid hulle? Hulle was 400 gewees. Soveel soos wat Dawid hulle was, kom vry. Maar hulle is so min in vergelyking met die wat verslaan is, dat hulle as niemand gereken word nie. Die oorwinning is van die Here. Hy het die verlossing gegee. En dan is daar nog iets wat opval. Dis dat hulle almal van die wat weggevoer is, dat hulle daar gekry het. Vrouens, seuns en dogters, klein en groot, almal was daar, alles is daar, niemand en niks word gemis nie. Ons sien hierin die wonder van God se bewaring. Moet God nie gekyk, sy hand gehou oor elke enkele een wat deur die Amalekiete weggevoer is nie. Die bewaring van elke enkele een kan glad nie aan Dawid of sy militêre mag toegeskryf, sy militêre vernuf toegeskryf word. Hy het niks gedoen om dit te bewerk nie. God het dit beskik. Dis genade. Op genade uit God se hand uit. God verlos uit genade. Ons derde punt. Gawes uit dankbaarheid. Dit was nie net hulle mense, hulle goed wat die Amalekiete uit Siklag gebuit het, wat Dawid hulle teruggekry het nie. Dit was 'n baie groot buit gewees. Die hele land van die Filistyne, die land van Juda, is deur hierdie bende beroof. En dan sien ons spanning wanneer hulle terugkom by die spruit Besor. Die 200 manne wat agtergebly het, hulle tegemoet kom. Dawid het met die manskappe nader gekom, hulle na hulle welstand gevra, en dan wil die slegte manne en die deugniete niks van die buit aan hulle gee nie, behalwe hulle vrouens en hulle kinders, en dan moet hulle ry kry. Die slegte manne en deugniete se voorstel is gebaseer op werk en verdienste. Ons het gewerk vir hierdie buit, ons het verder getrek as hulle, ons het hard geveg om dit te kan kry. Hulle het nie daarvoor gewerk nie, hulle kon nie eers deur die spruit trek nie, hulle verdien nie, om van die buit te kry nie, hulle moet nie weer by ons wees nie, hulle moet hulle ry kry. Dawid antwoord die besware van die slegte manne, van die deugniete, deur hulle die Here en op sy genade te wys. Julle mag nie so maak nie, my broers, met wat die Here ons gegee het, en hy het ons bewaar, en die bende wat ons oorval het, in ons hand gegee. God het gegee, God het uit genade gegee. Dawid verstaan dat die buit nie 'n beloning vir hulle arbeid of hulle dapperheid was nie, maar dat dit 'n geskenk van God was. En omdat dit 'n geskenk is,
kan dit nie verdien word nie, maar moet dit gedeel word. Hy maak dit toe ook 'n vaste wet vir sy koninkryk vorentoe, want soos die deel van die een wat in die geveg aftrek, soos ook die deel van die wat by die pakgoed bly, gelykop moet hulle deel. God se koninkryk word gebou op onverdiende genade, nie op menslike prestasie nie. En dan wanneer hulle terug is in Siklag, het Dawid ook dele van die buit gestuur as geskenk aan die leiers van Juda, al die plekke waar hy en sy manne van tevore skuilings gesoek het. Hierin tree hy reeds op as die ware koning van Israel, wat sy mense se harte saamsnoer, deur die seëninge wat God hom gegee het, deur dit uit te deel. Aan die begin van hierdie geskiedenis het ons vir Dawid brandarm gesien. Aan die einde is hy skatryk en deel hy die oorvloed wat hy ontvang het, deel hy gawes uit. Waarom het God dit so beskik? Waarom het hy dit aan Dawid gegee? Dawid het dit nie verdien nie. God het dit alles uit genade aan hom gegee. En God het uit genade vir Dawid as koning aan sy volk gegee. Uit genade het God hom ook bewaar, sodat uit sy nageslag ons koning gebore kon word. Dawid, wat God aan sy volk gegee het, kry ons 'n voorsmaakie van die koning wat God aan ons gegee het. Dis terwille van ons koning, Jesus Christus, dat God ons in ons beproewings vashou, sodat ons nie ons rug op die Here draai nie, maar sodat ons in die Here ons God versterk. Terwille van Jesus soek ons God en antwoord God ons. Kry ons ook troos en kry ons leiding uit sy woord uit. Bemoedig en versterk die Here ons in ons geloof deur sy woord, deur die sakramente. Terwille van Jesus ontvang ons genade op genade. Verlos God ons van die bose, ontvang ons vergifnis, word ons verlos van die mag van die sonde en van die mag van die dood. Weet jy, ons dra niks by tot Jesus se oorwinning oor die sonde en die dood. Dit wat hy op die kruis uit op Golgotha gedoen het nie. En Jesus deel die volle buit van sy oorwinning uit. Hy gee aan ons gawes en oorvloed, hy laat ons in sy rykdomme deel. Hy gee die Heilige Gees, die gawe met die hoofletter. Op Pinksterdag, die oesfees, nadat die hele oes ingebring is die Gees uitgestort. As jy behoort aan die koning wat gee, as sy Gees in jou woon en werk, dan het jy genade op genade ontvang. Dan wil jy ook gee, wil jy nie wees soos die deugniete en die slegte mense wie se ingesteldheid was dat jy dit verdien het en dat God jou dit skuld nie. Jy versterk jou weer en weer in die Here jou God. Jy sien daarna uit om aan die tafel van ons koning te kom aansit, sodat daar uit jou lewe 'n getuienis kan uitgaan van wie jou koning is. Hy gee, sodat jy vir ewig vir hom kan lewe. Amen.